Goeiedag sê luisteraars, ek is Ronaldo van Saldanha Bay, al die pad van Saldanha. Ek groet u vanmiddag in die mooie naam van Jesus Christus van Nazareth, die onfeilbare naam van ons koning Jesus. Eerstens wil ek vir Pastor Newton net bedank vir die geleentheid wat hy aan my gebied het, vanmiddag op hierdie platform die woord met u te kan deel. Voor ek begin wil ek net open met 'n gebed. Vader van Abraham, Isak en Jakob. Here, ek sê so baie dankie, Here, vir die geleentheid, Here, die voorreg, Vader, Here, wat u kom skenk het, Vader, Here, om vanmiddag die woord, die evangelie te kan verkondig met Vader, Here. Here, ek bid, Vader, Here, dat die woord wat sal uitgaan, Here, dat dit u sal wees wat sal spreek, Here, en nie die vlees met Vader. Here, kom maak die vlees dood, Vader, Here, en gee aan my, Here, die wysheid van die Heilige Gees met Vader, Here. Kom maak die tong met Vader, Here, u mond, my mond, Here, in Jesus magtige heilige naam, Vader, Here. Here, kom raak my tong aan, Here, met die vuurkole van die hemel, Vader, Here, dat ek die aarde sal verteer vanmiddag, my Vader, Here, met u woord, Here, in Jesus magtige heilige naam, met baie danksegging, koning. Amen. Nou, ek wil u vanmiddag, wil ek u bedien met die woord uit Johannes 11, die opwekking van Lazarus. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te verstenig en gaan u weer daarna toe. Nou my liewe luisteraars, hoekom ek die woord vanoggend gekies het om met u te spreek. U weet, daar kom altyd 'n tyd in ons lewens, wanneer ons voel dat die Here ons verlaat het, dat die krag van die Here weg van ons af is. Maar ek het hierdie skrif gekies om vanmiddag die volk te bemoedig en die woord aan julle te kom deel, om aan u te sê dat julle nie bekommerd hoef te wees nie, want as juis in die tyd wanneer ons voel dat ons alleen is, dan is die Here in die teenwoordigheid. Soms kom praat ons, kom vra ons vir die Here, nou wat het geword van ons gebedskrag, wat het geword van ons gebedstaal, ons kan dan nou niks maak nie, maar dit is juist die tyd, dan vra ons, Here, waar is u dan? Het u my dan verlaat? En dan staan ons en dan vra ons en ons roep uit na die Here, maar dit voel vir ons asof die Here nie na ons gebed hoor nie. Maar dit is juist in hierdie tyd wat die Here sê dat ons soos Lazarus moet kom word. Nou die Here sê hier in die skrif, dat hy sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Onthou, Jesus het vir 2 dae nog vertoef, en hy het gesê, en hy het geweet op daardie stadium, van die krag van sy wonderwerkende hand, understand, en hy sê dat die siekte nie tot die dood toe is, meaning dat Jesus wou hê, dat Lazarus moet kom dood word. Nou die tyd wanneer Jesus nog 2 dae vertoef uit ons lewens uit, dat is die tyd wanneer Jesus wil hê ons moet kom dood word soos 'n Lazarus. Hy sê in sy woord dat Lazarus slaap maar net. Dis die tyd wanneer hy vir ons aan die slaap maak met dierbares, wanneer ons moet kom stil word en dat die stem van die Here
moet luister sodat hy sy werk in ons kan doen, sodat sy wil kan verheerlik word en sy naam daardeur verheerlik kan word. So die tyd wanneer ons dink dat ons alleen is, dis maar net die tyd wat die Here wil hê, ons moet kom stil word. En wanneer ons kom stil word, dan moet ons stil sit en duidelik na die stem van die Here luister. Want wanneer die lewe in so 'n chaos is, dan hoor ons mos nie na die stem van die Here nie. Want ons is verblind deur die verdrukking van die lewe en die sorge van die lewe. Lukas 21 sê so mooi, ons moet in ons waaksaamheid wees vir onregmatige eetery en drinkery en die verdrukking en die sorge van die lewe, want dit kan ons afgestom maak van die woord van die Here af. Amen, prys die naam van die Here. En dis hoekom dit so belangrik vir ons is, wanneer die Here vir ons sê dat ons moet kom stil word, dan moet ons in vas en gebed gaan, want dis die enigste manier hoe ons werklik tot 'n aanraking kom met die Heilige Gees, wanneer ons alles afgee, wanneer ons totaal en al afsluit, wanneer ons kom dood word en kom stil word en alles in die Here se hande kom oorlaat, sodat hy sy wil in ons kan doen, sodat sy krag van die wonderwerkende hand deur ons kan manifesteer, dat ons kan sê, Here, gebruik my, dan nie dat ons moet vra, wat moet ons doen vir die Heilige Gees nie, maar dat ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, want dis die enigste manier hoe ons die Heilige Gees gaan ontvang, dat ons dood word eerste, in aanraking kan kom met die Heilige Gees. Amen, prys die naam van die Here, sodat wanneer die Here terugkom, dat die Here vir ons soos 'n Lazarus kan sê, Lazarus staan op, want dan het ons nuwe krag ontvang, want ons het kom stil word terwyl ons in ons dood was, terwyl ons in ons slaap was, soos hy gesê het, dat Lazarus is nie dood nie, Lazarus slaap maar net, en terwyl ons slaap, dat is ons stiltyd, dit is wanneer die krag van die Here werklik waar manifesteer deur ons, want hy sê, die Bybel sê so mooi, dat ons krag lê in stil wees. As ons kan onthou die skrif van Jeremia, van die mure van Jericho, het die Here aan die volk opdrag gegee, hy het gesê, gaan sê aan die volk, dat hulle vir 6 dae om Jerusalem moet beweeg, en hulle was stil, hulle moes nie praat nie, en vir 6 dae het hulle om Jerusalem beweeg, en die krag van die Here het gemaak, dat daar die mure val. Amen, prys die naam van die Here. So kom ons word vanmôre stil, sodat die Here daardeur verheerlik kan word, laat hy kans kry om in ons te werk. Ek het verlede week gesê, dit is soos 'n selfoon, jy kan nie jou selfoon gebruik, jy is dood en nou charge ons herlei ons selfoon, maar terwyl jy daar die selfoon herlei, is jy besig om hom te werk. Jou selfoon gaan nooit herlei word, jou battery gaan nooit herlei word, terwyl hy in die kragprop is en jy wil nog gebruik nie. Jy moet jou foon totaal en al afswitch, sodat hy volledig herlei kan word. Amen, prys die naam van die Here. Hy moet dood wees, sodat hy voluit krag kan ontvang. Net so moet ons soos 'n selfoon wees. Ons moet ons totaal en al afswitch, sodat die Here sy werk in ons kan doen. Amen, prys die naam van die Here. Ek hoop hierdie boodskap het iemand bereik vanmôre, gesalfde man, gesalfde vrou, wat vanmôre die stryd deurgaan, wat soms miskien kom voel, dat hy nie meer kan nie. Dat daar nie gebedskrag is, jy wil, maar daar is net nie meer krag nie. Dit is die tyd wanneer die Here vir jou sê, kom word stil, want ek wil jou battery vir jou herlei. Amen, prys die naam van die Here, sodat ek vir jou kan sê, staan op, soos 'n Lazarus, want jy het maar net geslaap. Nou slaaptyd wil ek my werk aan jou kom doen. Amen, prys die naam van die Here. Nou ek wil vir u sê, Elijah was ook 'n man, 'n godsman, wat wonderdade kom doen het deur die krag van die Here. Maar Elijah het ook kom moeg word. Hy het ook kom moeg word, hy het gaan rus, en maar die Here het vir hom gesê, jy kan sit en jy kan rus, maar ek sal aan jou nuwe krag gee. Amen, prys die naam van die Here. Vanmôre wil die Here aan jou nuwe krag gee, maar jy moet jouself afswitch, jy moet aan die slaap raak, jy moet kom dood word soos 'n Elijah, sodat die Here sy krag in jou, of sy werk in jou kan doen. Amen, prys die naam van die Here. Ek dank U vir die Here vir die woord, en ek hoop dat iemand vanmôre daardeur
daardeur iets kan ontvang, dat iemand se bord vanmôre vol geskep is, dat iemand daardeur gestig is deur die woord, en ek staan vanmôre terug met hierdie woord, geseënd is U, amen. Vader van Abraham, Isak en Jakob, Here, so dikwels my Vader, Here, wil ons ding uit ons eie uitkom doen, my Vader, Here. Here, maar ek bid vanmôre tot U, my koning, Here, dat U ons vanmôre sal kom stil maak, my koning, Here. Here, dat ons sal weet, my Vader, Here, dat ons moet kom stil word, my Vader, Here, dat ons sal kom doodgaan, Here, soos Lazarus, my koning, Here. Here, dat ons vanmôre alles aan U sal oorgee, my Vader, Here. Here, dat ons vanmôre ons vertroue in U sal plaas, my koning, Here, en sal weet, my Vader, Here, dat U nooit te ver van ons af is, my koning, Here. Here, want die Bybel verklaar, my Vader, Here, in ons stilte, Here, is ons sterk, my Vader, Here. Here, die boeke van Romeine verklaar ook, my Vader, Here, in ons swakheid, Here, kom word U krag volbring, my koning, Here. En ek bid vanmôre, Vader, Here, dat U vanmôre saam met ons sal wees. Here, lei ons, Vader, Here. Here, as ons dink, my Vader, Here, dat ons alleen is, my Vader, Here. Here, dat ons sal kom stil word, Here, en sal weet, Here, dat U, die Here, ons God is, my Vader, Here, wat ons nooit beskaam sal staan, Here, wat ons nooit sal verstoot nie, Here. Here, wat ons nooit alleen sal laat, my koning, Here. En daarom dank ek U vanmôre, Vader, Here, vir die belofte, my Vader, Here. Ja, die belofte, my Vader, Here, wat sê, Here, dat U ons nooit sal verlaat nie, my koning, Here. Here, vanmôre, Here, as ons koningskinders, my Vader, Here, want U het ons kom vrymaak, Here. Here, U het ons geskep, Here, U het ons gemaak, Here, U het ons kom red, Here, U het ons verlos, Vader, Here. U is vanmôre ons ware saligmaker, Here. Here, maar dat ons vanmôre nuwe krag in U sal ontvang, my Vader, Here. Here, die naam, Here, wat genees, Here, die naam wat red, my Vader, Here, die naam wat voorsien, my koning, Here. Here, die naam wat van krag tot krag, wat van hoogte tot hoogte, van oorwinning tot oorwinning, Here. Dat ons vanmôre ons oë vanmôre sal opslaan, Here, soos koning Dawid, my Vader, Here, want waar sal ons hulp en ons krag vandaan kom? Here, ons hulp en ons krag kom net van U, Vader, Here. Wees U vanmôre weer eens in beheer, my koning, Here, dat ons U sal raadpleeg, Here, elke dag van ons lewens, Here. Here, kom verander ons gedagtes, Here, ons weer, my Vader, Here, laat ons in U glorie sal staan, my Vader, Here, kom verbreed ons skouers, Here. Here, kom verbreed ons grensgebied, my Vader, Here, en kom lei U ons, Here, U is ons leidsman, ons raadsman, Here, ons sterke God, ons vrede vors, Here. Here, die rots waarop ons vertrou, Here. Here, ons veilige veste, die fondasie waarop ons huise bou vanmôre, Here. En ek sê so baie dankie dat ek vanmôre al die lof, al die eer aan U kan toeswy, Vader, in Jesus magtige heilige naam. Here, dankie vir die krag, Here. Dankie vir die genade. Here, dankie vir die seëninge, my Vader, Here. Dankie vir die woord, Vader. Ek loof U, ek prys U in Jesus magtige heilige naam. Met baie dank sê gaan koning. Amen.